Hierdie Josefs verhaal, wat ons hier in Genesis 50 lees, sou ons in vandagse bewoording seker kon sê, is 'n pragtige kort verhaal. 'n Verhaal wat handel oor God se voorsienigheid, maar ook oor sy sorg. Oor die groot dade wat God gesorg het, dat sy volk Israel nie verlore sal gaan nie. Dit is egter ook 'n verhaal oor mense. En ek wil amper vanoggend vir u sê, tipiese mense. Want in die Josef verhaal is eintlik niks anders as 'n tipiese familie met sy dramas waarvan ons tog so baie hoor. Ons lees van 'n pa wat een van sy kinders voortrek, van 'n kind, Josef, wat 'n regte hoogmoedige klikbek was, van sy broers wat hom nie kon verdra nie, en dan boonop vir hulle pa lieg en hom uiteindelik verkoop. Bekende dinge wat gebeur, goed wat ons amper daagliks in 'n normale gesinslewe beleef. En so beland Josef in Egipte, waar hy onderkoning word, en in hierdie einste broers by hom sou kom koring koop. Later beland Josef se hele familie in Egipte, waar sy pa Jakob, vir wie Josef soveel liefde en respek gehad het, tot sterwe kom. Almal ken hierdie verhaal baie goed. Wanneer Josef se vader sterf, het ons vanoggend gelees, is die vraag wat onmiddellik na vore kom eintlik 'n logiese vraag wat voortspruit. Wat gaan Josef nou met sy broers maak nadat sy pa oorlede is? Gaan hy hom nou op hulle wreek? Gaan hy hulle nou wegjaag of gaan hy nog vir hulle sorg? Ek dink uit 'n menslike oogpunt gesien, sou ons nogal verwag dat Josef tipies menslik, nou dat sy pa oorlede is, sy broers sou wou terugbetaal vir dit wat hulle aan hom gedoen het. Dit sou 'n normale menslike reaksie gewees het, en boonop was die ideale geleentheid nou daar, nou dat sy vader te sterwe gekom het. Maar wat 'n verrassing kry u en ek nie as ons die woord van God lees nie. Want watter verandering het daar nie in Josef se gemoed ingetree nie. Hierdie hoogmoedige dromer, wat op 'n keer almal voor hom sien buig het, sê, ek is nie God nie. Die klein klikbek kry sy broer so jammer, hy huil en stel hulle gerus, in plaas daarvan om wraak te neem oor dit wat hulle aan hom gedoen het. Josef sê, moenie bevrees wees nie, ek sal vir julle sorg. So teenstrydig met die tipiese mensegesindheid, want as iemand my nagekom het, vir jou sal ek kry. Wat het hierdie dramatiese gesindheidsverandering in Josef se gemoed teweeggebring? En dan sien ons die antwoord daar in vers 20, julle wou my kwaad aandoen, maar God het daarmee goed bedoel. Nou my liewe broer en suster, my liewe jong mens, het ek en jy al so daaroor gedink? Dit wat die medemens dalk met 'n kwade gevoel doen teenoor my en jou, het God nie dalk heeltemal 'n ander doel daarmee nie? Josef, geliefdes, sien ons met ander woorde God se werkende hand in sy lewe raak. As hy nou terugkyk op sy lewe, dan besef hy dat God daaruit iets goeds na vore wou laat kom. Al hierdie sleg wat Josef beleef het, vir sy broers wat hom nie, ek wil amper sê gehaat het, wat hom in 'n put gegooi het, wat hom verkoop het, want hulle wil niks met hom te doen hê nie. Wat sou jou en my reaksie gewees het? Elke hond kry sy dag. Maar wat gebeur met Josef? Josef gaan sit en dink oor wat in sy lewe gebeur, en hy sien God se werkende hand in sy lewe. Voorheen toe hy in hierdie situasie was, het hy dit dalk nie mooi verstaan nie, maar nou kan hy sien
hoe God hierdie legkaartstukkies in mekaar laat inpas vir 'n groter doel. En in ons eie lewens is dit dikwels presies dieselfde. Soms sien ons maklik die hand van die Here in ons lewens raak, wanneer ons uit 'n gelukkige ouerhuis kom, wanneer ons dankbaar is oor 'n goeie opvoeding, wanneer die Here vir my 'n lieflike lewensmaat gee, kinders, 'n werk, versorging, gesondheid, en so kan ons hulle opnoem en ons kan aangaan, dan sien ons mos maklik die Here se hand daarin raak. Maar wat gebeur wanneer dinge moeilik raak in ons lewens? Wanneer ek dalk 'n mishandelde kinderlewe moes lei, sien ek nog die Here se hand? Sien ek die Here se hand in die pyn van 'n egskeiding? Sien ek die Here se hand in die afsterwe van 'n familielid, 'n broer, 'n pa, 'n kind? Here, hoekom ek? Hoekom ons? Dis die vraag wat ons moet vra. Sien ons die Here se hand in die trauma van wanneer iemand sy werk verloor, sy totale bestaan, want sy inkomste hang daarvan af. Dis dinge wat u en ek nie verstaan nie. En wat meer is, dit is dinge, verskoning, wat 'n mens alleen in groot geloof kan aanvaar. Dan kan ons maak soos 'n Josef in Genesis 50. Alleen wanneer ons in sulke omstandighede deur God die krag gegee word om te vertrou en te glo dat God ook uit hierdie negatiewe omstandighede vir ons as mens iets goeds na vore gaan laat kom. Alleen wanneer 'n mens bereid is om byvoorbeeld met oorgawe die woorde te sing van Gesang 3, 6, 8, vers 1 en 3, en ek wil dit graag vir u lees. Ons harte is verheug dat God, beskikker van ons deel en lot, ons lewe in sy hande hou. Hom kan ons alles toevertrou. Vers 3, God ken alleen die regte pad wat uitloop in die hemelstad. Hy weet of voor en teëspoed die beste is vir ons gemoed. Alleen as ek en jy in volkome geloof tot God hierdie woorde kan sing, my broer en my suster, dan is ons op pad na die hemelstad. Die doopformulier stel dit ook maklik, baie mooi. Daarom wil hy, dit is nou God die Vader, ons in alles versorg en alle kwaad van ons afweer. En hy wil alles vir ons ten goeie laat meewerk. Ons lees dit ook in Jesaja 49. God beplan vir jou voorspoed en nie teëspoed nie. Nou is dit egter so, dat daar een gebeurtenis is, waarna almal van ons kan terugkyk, en die hand van God in dit kan raak sien. En u hier in die Potchefstroom AP gemeente, het die voorreg om dit elke Sondag te sien. Die kruis. Dis hoekom hy so 'n prominente plek in ons erediens het. Daarin kan ons onteenseglik die liefde van God vir elke mens raak sien. Want daar het God ons sondeskuld vergewe en ons vir ewig met hom versoen. Uit die pyn en die smart van Jesus Christus se kruisdood het God vir ons die weg tot die ewige lewe oopgemaak vir altyd. Hierdie liefdesdaad van God behoort ons te vul met onuitspreeklike dankbaarheid. As 'n mens God se hand so in jou lewe raak sien, met ander woorde, wanneer die kruisdood nie net iets is wat daar ver gebeur het nie, maar dat jy nou werklik deel is van jou persoonlike lewe kan maak, dat dit deel is van jou geskiedenis, dan kan ek en jy mos nie anders as om te vra, wat kan ek doen om vir God dankie te sê vir al sy liefde, vir al sy genade, vir al sy sorg in my lewe nie? Die wyse waarop Josef hierdie vraag geantwoord het, is baie duidelik uit ons gedeelte. Ons kan God dank deur mekaar te vergewe en deur mekaar te sorg.
As ons iets daarvan verstaan, my liewe broer en suster, van hoe baie God ons vergewe, sal ons ook ander makliker kan vergewe en nie met soveel bitterheid in ons lewens rondloop nie. Dan kan ons ook met 'n glimlag op ons gesig rondstap, want Jesus Christus is deel van my lewe. Dit is belangrik dat ons uit hierdie verhaal van Josef sal leer dat God nie net besig is met groot dade in die geskiedenis van volkere nie, maar dat hy ook in die proses verskeurde families weer bymekaar uitbring en ook mense se persoonlike lewens weer in orde laat kom. Ons het almal nodig, tensy ons op 'n ander planeet woon, om in ons eie kring ons mense te vergewe, in ons huise, in ons familie, in ons kerke, by ons werk. Maar nee, laat iemand net 'n voet skeef neersit, dan is ons eerder geneig om uit te kry, as wat ons bereid is om 'n broer in Christelike liefde of 'n suster in Christelike liefde op die regte pad te help en te vergewe. Die onbetwisbare opdrag van die kerk, en ook die kerk waarin u en ek is, om as deel van die diens van barmhartigheid vir gesinne, families en individue te sorg, wat deur die hartseer van die lewe uitmekaar geskeur is 'n opdrag. Wat meer is, dit is ons taak, om deur die verkondiging en die toerusting te probeer om sulke dinge in die toekoms te verhoed. Verder is ons as lede van die liggaam van Christus geroep om mekaar te versorg. Josef het besef dat God hom met hierdie doel deur al hierdie moeilike tye laat gaan het en hom na Egipte gestuur het. Dit was om vir hierdie broers van hom eendag te kon voorsien. Hy het nie die kwaad gesien en met 'n wrok in sy hart geloop nie. Hy het God se hand gesien en gesê, die Here het met my 'n doel. My liewe broer en suster, en vir elkeen van u, en ek kan nie sien wie sit daar regs bo heel agter nie. As ek hier by Rian kon begin en by myself en tot bo by die punt uitgaan. Die Here het 'n doel met elkeen van u se lewens. Hy is met u op pad met 'n spesifieke doel, met 'n spesifieke rede. Josef se doel was beslis nie om homself te verryk nie, alhoewel dit met hom baie goed gegaan het daar in Egipte. Hy kry mag, 'n vrou, kinders. Wat Josef aanbetref sou die verhaal daar kon geëindig het uit 'n menslike oogpunt gesien, maar God was nog nie klaar nie. God se doel met Josef was om eendag vir sy broers te kon sorg. Waarvoor leef u en ek? Wat is ons doel hier op aarde? Daar is vandag so baie mense, en ek wil amper sê die oorgrote meerderheid wat sê, elkeen vir homself. Elkeen se doel is net om hulle self te verryk, selfs in hulle geloofslewe. Ek is gered en God dank daarvoor. En nou moet ek net sorg dat ek my lewe so lei dat ek eendag by God sal wees. As mense wat die liefde van God in ons lewens ervaar, moet ons egter anders dink en optree. Ons doel is om vir mekaar te sorg en mekaar te vergewe. Ek werk nie net vir myself nie, maar ook om te sorg dat hulle wat gebrek ly, gehelp kan word. As 'n mens God se hand in jou lewe regtig raak sien, sal daardie mens nie anders kan as om teen sy menslike, ek wil sê sondige natuur in op te tree en uit dankbaarheid ook ander te vergewe en vir hulle te sorg. Die volgende stelling is uit en uit 'n persoonlike stelling. Dit is nie 'n AP kerkstelling nie, dit is nie 'n geloofsgemeenskapsgestelling nie, dit is absoluut my persoonlike standpunt en siening. Ek reken, en ek wil dit baie sterk stel, dat die evangelie so eenvoudig is op hierdie punt. Wie regtig aan God behoort, wie regtig sien hoe God in sy lewe teenwoordig is, sal nie anders kan as om te vergewe en uit te deel en te sorg sodat hy weer kan ontvang. En as dit nie gebeur nie, dan sê die woord van God, die oordeel kom God toe en nie vir my en jou nie.
Amen. Kom ons bid saam. Here onse God, hoe wonderlik om onder die geklank van u woord te mag wees, waar u so duidelik en reguit met elkeen van ons kom praat. Here, dankie vir die leiding van die Heilige Gees, dat ons dit kan beleef in ons gemeente, dat ons hierdie Christengesindheid, hierdie Christelike liefde, al hoe meer en meer begin ervaar. Here, dit is ons behoefte van die hart, om kind van Jesus Christus, om kerk van Jesus Christus te wees, waar ons mekaar kan vergewe, mekaar kan hande vat en die pad vorentoe kan stap, waar ons vir mekaar kan sorg. Want in die woord sê u, in die laaste dae gaan daar moeilike tye kom. Dankie dat ons 'n geloofsgemeenskap kan vorm, waar ons werklik kinders van Jesus Christus, gesin van Jesus Christus kan wees. En dat ons regtig bemoeienis kan maak met my medegelowige se lewe, met sy doen en sy late. Dankie vir die hand van seën, gister oor ons bazaar. Here, almal van ons was bekommerd, maar in ons harte het ons geglo en ons het vertrou, en u het weer eens voorsien. Ons loof en ons prys u naam. Dankie vir elkeen wat vanoggend hier is. Ons dink aan hulle wat nie hier is nie. Here, gebruik elkeen van ons wat hier is, om daardie vriend of vriendin wat nie hier is nie te gaan opklop, en te gaan sê, hey, ons mis jou hier, in die gesinsvergadering van Jesus Christus. Ons wil graag hê jy moet deel wees daarvan. Kom tog saam, kom geniet uit God se Vaderhand. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, soos wat in Romeine 5 sê, het ons vrede by God, deur ons Here Jesus Christus. Dankie dat ons geloofsekerheid kan hê. Dankie dat ons kan weet, dat ons die ewige lewe beerwe. Amen.